Goeiemôre geliefdes, baie welkom by die skrifporsies in Afrikaans. Hierdie is skrifporsie nommer 14, Baera, en ek het verskyn. Dit is opgestel deur Olyftak Bedieninge, Suid-Afrika en aangebied deur Tehillah Studiesentrum. My naam is Stefanie. Subscribe, like en deel asseblief ver en wyd, want daar is so min skrifporsies beskikbaar in Afrikaans. En so word ons bediening ook uitgebrei. Baie dankie. In hierdie porsie lees ons saam uit die Torah, die eerste 5 boeke, Eksodus 6 vers 2 tot 9, vers 35. In die profete lees ons uit Jesegiel 28 vers 25 tot 29 vers 21. En uit die goeie nuus, in Hebreëus noem ons uit die Brit Hadashah, lees ons uit Hebreërs 3 en Openbaring 7. Jy kan eintlik tot hoofstuk 16 lees van Openbaring. Voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Vader, ons kom nederig voor U troon buig vandag. Ons wil U loof omdat U jare gelede en steeds aan ons as nietige mense verskyn. Wat 'n voorreg. Kom breek U brood vandag saam met ons en leer ons. Amen. Vandag gaan ons nie net kyk hoe Jahwe, ons Vader, sy naam herhaaldelik aan Moses, Moshe, in Hebreëus, en aan Aaron verskyn het nie, maar ook herhaaldelik sy ware naam, sy korrekte naam, aan hulle bekend gestel het. Dit was asof hy net seker wou maak, dat hulle weet wie dit is wat praat, en dan het hy ook elke keer seker gemaak dat hulle vir die harde kop Farao sê, wie dit is wat aan hulle verskyn het, en wie dit is wat die opdrag gee. Laat my mense gaan. Let my people go. Laat my volk gaan. Laat hulle trek. Ons gaan ook vandag die eerste 6 plaae behandel. Ek wil vra dat u dit self deurlees. U weet mos, selfs nou nog, omdat ons toen klein is geleer het, die verskillende plane hoe hulle opgevolg het. Eerst die bloed in die water, en muskiete, die vertaling sê muggies, en vliee, en sere, pes onder die vee. Nou vandag se porsie gaan tot by die 6de plaag, maar tydens die voorbereiding kon ek nie dit weerstaan om hierdie verskriklike mooi skildery van, magnifieke skildery van John Martin uit die 19de eeu vir u hier te plaas nie. Hierdie is die 7de plaag wat hy uitbeeld, wat 'n storm, haal en reën was. Kyk die mense se reaksie daaronder. Dit was kompleet asof Jahwe self verskyn het. Vader sê uitdruklik dat dit hy is wat hulle uit die slawerny sal uitlei, die Israeliete. En ons natuurlik ook. Ons kan glad nie daaraan twyfel nie, omdat hy sê dit is net hy. Vir ons lei hy uit die slawerny van sonde. Kom ons kyk, wie is hy wat sê? Ek is Jahwe. Die oorspronklike skrif het Abba sy korrekte naam ingehaat. Maar tydens die vertalings is dit na Lord of Here en God wat slegs 'n titel is verander. Hoe hartseer is dit nie? Kom ons staan 'n bietjie stil by die eerste paar verse van ons porsie. Wat ons net nou gelees het. Het u opgelet hoeveel keer Vader sê, ek is Jahwe? Eksodus 6 vers 2. God het met Moses gepraat en vir hom gesê, ek is Jahwe. Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as El Shaddai. Dit beteken die magtige God wat meer as genoeg is, een van die betekenisse van El Shaddai. En was ek nie met my naam, Jahwe, aan hulle bekend nie. Vers 4. Ek het ook my verbond met hulle vasgestel, om aan hulle die land Kanaan te gee, Kanaan. In Hebreëus sit mens die klem op die laaste lettergreep. En so kom ek nou al sê Kanaan.
die land waaraan hulle as besoekers gebly het. Vers 5. En ek het ook die gesig van die seuns van Israel, wat deur die Egiptenare in slawerny gehou word, gehoor, en ek het my verbond onthou. Sê daarom vir die seuns van Israel, ek is Jahwe, en ek sal hulle onder die las van die Egiptenare uitbring, en julle red uit julle slawerny, of julle red uit julle slawerny, of hulle slawerny, dis hulle wat die slawe dryf, né? Daar is twee woorde wat daar omgeruil is, jammer daaroor. Geliefde vriende, u sal oplet dat ek lees, ek is Jahwe, as u uit een van die gewone vertalings lees wat julle gewoond is, sal daar Lord staan, of daar sal staan Here in Afrikaans met hoofletters. Nou, ek het al gelees, hulle sê in die vertalings, as daar in hoofletters staan Here, H-E-R-E, of Lord, L-O-R-D, in hoofletters, dan is dit Vader se regte naam. Maar wat vir my sleg is, hulle het sy naam vervang. Kyk. I-H-W-H, wat ek baie keer inskryf, en wat julle al gesien het, ek praat van Jod-Hei-Waf-Hei. Waar verstaan dit? Hierdie is die Hebreëse letters vir God. God is net 'n titel, onthou, sy korrekte naam. En as ons dit omsit in ons westerse alfabet, is die I-H-W-H in Hebreëus, lees dit Jod-Hei-Waf-Hei, van regs na links. As ons dit skryf, skryf ons dit nog van links na regs, want ons skryf dit in die westerse taal. Nie in die oorspronklike Hebreëus nie. Maar as jy dit in Hebreëus skryf, sal jy sien Jod-Hei-Waf-Hei. Die eerste deel van Abba se naam is 'n gutturale klank, eintlik al twee, en 'n kosbare vriendin het hierdie week vir my vertel hoe sy gehoor het, wanneer dit uitgespreek is dit eintlik ons inaseming en ons uitaseming. Ek weet nie of ek dit so mooi so sy verduidelik nie, maar soos Jahwe, Jahwe. En sy sê as sy dit hoor, dan is dit altyd asof sy daaraan dink dat hy ons inasem en ons uitasem is. Dankie daarvoor, Esta. So, tussen die konsonante deur, kort daar klinkerklanke om die woord uit te spreek. Die mense in die ou dae het nie altyd geweet waarvoor dit staan nie, veral die westerse mense wat wou vertaal. Talle mense het hulle eie afduidings gemaak, en steeds is daar mense wat 'n groot lawaai maak oor hoe mens kwansy sy naam moet uitspreek. Maar ek verkies Jahwe, of net plain Jod-Hei-Waf-Hei. En ons kan nie sê, die ander is verkeerd nie. Ek vra altyd, kom ons wees genadig met mekaar, en stry asseblief nie oor sy naam nie. Waar julle kom, gaan julle verskillende uitsprake hoor. So dit is my versoek. Waarom soms Jahwe, of Jehovah, of Yahuwah? Die bogenoemde kan baie verwarrend wees, vriende. In kort is daar 'n lang geskiedenis waarom God se naam verander is, en waarom dit in meeste vertalings net na God verwys word. Jy kan dit gerus in die geskiedenis op die internet gaan navors. By betroubare webwerwe, ek wil dit baie duidelik beklemtoon, daar is webwerwe wat nie korrek is nie, doen dit altyd bidend, as wanneer u navorsing doen. Of indien u my vra, sal ek 'n hele lang les opstel daaroor, waarin ek dan die waarheid kan vir u neerskryf. U kan dit gerus ook gaan kyk op Olive Branch se webwerf, waar daar baie voorbeelde is van God se name. Lesse wat jy kan gratis aflaai. Onthou nou weer, Hebreëus het nie klinkers nie, net konsonante, nie die klank van die woorde word deur kolletjies en strepe aangedui. Die Masorete, the Masoretes, het die kolletjies uitgedink en ontwikkel om vir nie-Hebreëse sprekers dit makliker te maak.
As iemand Hebreëus praat of ken, kan lees, het hulle nie die kolletjies en streepies eers nodig nie, want hulle ken Hebreëus, hulle weet wel verstaan die konsonante. Soms was daar nie net klanke bygevoeg nie, en mense het self besluit wat ingevoeg moet word en hoe om dit in die westerse tale uit te spreek. Die transliterasie noem ons dit. In die volgende skyfie kan jy sien hoe hulle dit tot verskillende uitsprake uitgekom het. Geliefdes, u sien hier EHWH. Ek het dit vir u in ons westerse letters geskryf, sodat u kan verstaan. Die J-H-W-H is EHWH. En in die eerste woord het hulle 'n A en 'n E ingevoeg om te sê Jahwe. In die tweede voorbeeld het die persone wat dit translitereer nie geweet watter klinkers staan nie, want ons weet nie. Toe het hulle 'n E en 'n O en 'n A ingevoeg om dit Jehovah te noem. Jehovah. Of ander gebruik die waf, die derde letter van Abba se naam, en hulle maak dit 'n U. So hulle spreek dit uit, en dan voeg hulle 'n A en 'n A in, dan sê hulle Yahuwah. Het sy enige manier hoe ons dit uitspreek? Weet ons dat sy naam baie meer werd is as ons menslike uitsprake. En as jy onseker is, praat van EHWH of JHWH. Leer daardie klanke uit Hebreëus. JHWH. Geliefdes, ek deel graag met u ook iets oor die uitspraak van ons Vader se naam. Jahwe is ek hom noem, en dan noem hom anders, maar as ons mooi dink, is die Hebreëse klanke 'n inasem en 'n uitasem. Ja, en ek het eendag gehoor, waar 'n vriendin van my sê, wanneer sy gespanne is, en sy haal so asem, dan onthou sy, dit is Abba se naam. Ja, en so het hy ook in ons sy lewende asem ingesit. En ons kan altyd rus in hom. Ons kan altyd onthou, die oomblik wanneer ons gespanne word, kan ons sê, soos wat ons ook met ons eerste asem teug as babatjie sy naam uitgespreek het. En wanneer ons die laaste asem uitblaas, noem ons ook sy naam. Help ons vir Abba om dit te onthou.
Kom ons kyk vinnig na die pla en hoe hulle op mekaar gevolg het. Die eerste een was bloed, water wat in bloed verander het. Tweede een paddas. Derde een muskiete. Vierde een die vliee. Vyfde een die pes onder die vee. Toe die swere op die mense. En dis die eerste 6 waarna ons kyk in hierdie skrifporsie. Geliefdes, ons het vir u 'n paar vrae neergeskryf wat u in die eie stilte tyd kan deurwerk en probeer beantwoord. Indien u enige vrae daaroor het, kontak ons by ons e-posadres hieronder. U kan ook altyd die posknopie druk sodat u dit kan neerskryf by uself of gedurende die hele video wanneer u wil stilstaan op 'n skyfie. Gedurende ons virtuele Shabbat, wanneer ons die skrifporsies bespreek, dit is om 4:00, 1600 elke Shabbatmiddag. U is welkom om deel daarvan te word. Kontak ons by 073 410 4102 om deel van hierdie wonderlike ervaring te wees. Uit die profete en geskrifte, die Haftara, in Esegiel 28 tot 29 lees ons, ek haal net 'n klein stukkie aan, uit die ou Afrikaanse vertaling, vers 25, so sê die Here, nou kan julle daar sien, dis Here, die een is hoofletters, die een is kleinletters, en as ons dit wil vertaal in Hebreëus, is dit Yahweh Elohim. As ek die huis van Israel versamel uit die volke, onder wie hulle verstrooi is, en ek my en hulle as die heilige laat ken voor die oë van die nasies, dan sal hulle in 'n land woon wat ek, hoofletter, aan my knegt Jakob gegee het. Esegiel 28 vers 26. En hulle sal daarin veilig woon en huise bou en wingerde plant en hulle sal veilig woon. En as ek strafgerigte voltrek teen almal wat hulle van alle kante verag, en hulle sal weet dat ek die Here hulle God is, en daardie word in Hebreëus vertaal Yahweh Elohim. Hulle sal weet dat ek Yahweh Elohim is. En dit is 'n profesie wat waar is vandag en waar hulle in hulle eie land bly met wonderlike wingerde en hulle maak wyn en olyfolie en allerlei produkte. Wat ek laasweek vir julle 'n foto van die granate geplaas het. Kom ons lees uit die Nuwe Testament soos julle dit noem. Ek hou nie van die Ou Testament en die Nuwe Testament nie, want alles is 'n verbond van Vader aan ons gegee, en daar is nie iets wat oud is, of daar is iets nuuts, ja, die goeie nuus. Kom ons lees uit Hebreërs 3, vers 3. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, na mate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Dan praat van Yeshua nou hier, Jesus. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God Jahweh. En Moses was wel getrou om sy hele huis as 'n dienaar om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus, Yeshua, as seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Ek kan gerus die res gaan lees. Kom ons lees uit Openbaring 7 en ek lees net vers 3 tot 10. Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onsse God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel.
Na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, dis nou Johannes wat praat, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale, en hulle het gestaan voor die troon, voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met groot stem geroep en gesê, Heil aan ons God Jahwe wat op die troon sit en aan die lam. Nuwe Testament soos julle dit noem. Ek hou nie van die Ou Testament en die Nuwe Testament nie, want alles is 'n verbond van Vader aan ons gegee, en daar is nie iets wat oud is, of daar is iets nuuts, ja, die goeie nuus. Kom ons lees uit Hebreërs 3, vers 3. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, na mate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Dan praat van Yeshua nou hier, Jesus. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God Jahwe. En Moses was wel getrou om sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word. Maar Christus, Yeshua, as seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Ek kan gerus die res gaan lees. Kom ons lees uit Openbaring 7 en ek lees net vers 3 tot 10. Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, dis nou Johannes wat praat, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale, en hulle het gestaan voor die troon, voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met groot stem geroep en gesê, Heil aan ons God Jahwe wat op die troon sit en aan die lam. Kom ons bid saam. Hemelse Meester, ons loof U naam Jahwe, El Shaddai, en ons vra dat U deur U Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, U betroubare woord vir ons kom opbreek en verduidelik, en in ons binneste vir ons sê wat die waarheid is. En help ons om die waarheid na te jaag. Ons bly dat U ons sal dra en lei en leer en bewaar van die bose in die komende week. Dankie vir U woord. Ons pleit alles in die naam van U, Seun, ons Verlosser en Messias. Amen. Maak U eie notas, skryf U eie notas hieroor neer, geliefdes, soos wat U werk deur die porsie. Onthou net, die porsies is van die vorige Shabbat, die vorige 7de dag tot vandag. Vandag is hierdie gedeelte wat dwars oor die wêreld in die sinagoges gelees word. En in baie gemeentes, want ons is so baie wat die waarheid ontdek. Geliefdes, ons wil U ook uitnooi na ons virtuele Shabbat skrifstudie. Lyfdak is 'n aanlyn gemeente en ons wil U vra om ons te kontak as U deel van ons virtuele Shabbat skrifporsie bespreking wil word. Ons doen dit tans per WhatsApp video oproep. Kontak my gerus by 073 410 4102. Dan wil ons ook aankondig en U uitnooi na ons virtuele Shabbat opening op 'n Vrydag aand, soos ons dit noem, Erev Shabbat, om 19 uur. Kontak ons mekaar per WhatsApp video oproep. Ons gebruik saam die verbondsmaal, ons blaas die ramshoring en kondig die Shabbat saam. Ons seën ook mekaar. So kontak my gerus by 073 410 4102 van enige plek van Suid-Afrika of oorsee
as u deel van ons Afrikaanse groep wil word. Ons het ook Engelse gemeentelede, so ons doen dit tweetalig. U is baie welkom. Geliefdes, is heerlik my woordskool aan u bekend te stel. Die Hela Studiesentrum bied die woordskool aan hierdie eerste kwartaal. Ons gaan afskop die 3 Februarie met Bybelse Hebreëse klasse, beginnersklasse, waar ons gaan fokus op die Bybel en die Hebreëse woorde in die Bybel. En dan, Dinsdag, bied Dr. Yvonne, sy is ons akademiese dekaan, en sy bied vir ons aan Yeshua, wie is hy? 'n wonderlike kursus. Die Woensdag aan die 5de van die Februarie gaan ons met ons eskatologie, eindtydstudies, end-time studies begin. Hierdie is 'n kursus wat lankal in wording is en gedeeltes daarvan het ek al reeds aangebied, maar ek self bied dit aan. My naam is Stefanie van die Hela Studiesentrum en die bedieningsleier van Olyftak Bedieninge, en ek sien so uit. So kontak my gerus by 0734104102. Dan die donderdag aand is dit 'n wonderlike nuwe kursus. Ons by Olyftak Bedieninge en die Hela Studiesentrum staan vir hoop, heling en restaurasie en herstel. En ons almal het dit nodig. Ons almal sit met wonde. En Dr. Yvonne sê altyd, as ons nie genesing kry nie, bloei ons op ander mense. En dan neem ons eksepsie wanneer iemand dalk skief van ons rigting kyk, of wanneer weer aan daai wond geraak word en ons weet dit nie eers nie. So dis 'n wonderlike kursus waar ons die balsem van Gilead by ons koning gaan kry. Dan die eerste dag van die volgende week is die 9de Februarie. Daardie aand gaan ons begin met die wonderlike kursus die geheime van antieke Bybelse olies. Dr. Yvonne gaan die 5 belangrikste olies met u behandel. Daar is ook 'n reeks boekies beskikbaar oor die 5 olies, wat sy noem is ons Hemelse Vader, ons Jotywaf huisapteek. En Dr. Yvonne is 'n ambassadeur van Ancient Biblical Oils. As u hulle nie ken nie, gaan soek hulle op die internet. En sy gaan vir ons 'n wonderlike kursus aanbied en dan kan u ook die boekies vir jouself aanskaf. So ons sien uit om u dan as deel van ons te aanvaar. Dit sal vir ons heerlik wees om u te ontmoet aanlyn, en sodra u ingeskryf het, daardie 2de Februarie sal ek al die skakels na u toe stuur. Geliefdes, hier is net 'n bietjie inligting oor die Bybelse Hebreëse aanlyn kursus. Dit is 5 weke. Daar is 'n klein bedragie wat u moet betaal, maar die ander kursusse gratis is. Maar dat ons vra dat u vir ons donasie gee, sodat ons op die lig kan bly. So sal u saai in die koninkryk van ons Hemelse Vader en ons Verlosser Yeshua. Die ander wonderlike kursus is Yeshua, wie is hy? Daardie kursus word deur ons dekaan Dr. Yvonne Berg aangebied. Baie kosbare kursus wat gratis is. Al wat ons vra dat u vir ons 'n donasie gee. Dankie geliefdes dat u ook hierdie woord sal versprei en vir baie meer mense hiervan vertel. Geliefdes, dis baie lekker vir my om ook u uit te nooi om na ons webwerf te gaan kyk.
Daar is baie inligting op ons webwerf en daar kan jy al die studies wat jy deur Tehillah Studiesentrum, wat die sentrum is vir olyftakbedieninge, is al die kursusse wat ons aanbied. Begin Februarie begin ons met die woordskool en dit sal vir ons heerlik wees as u deel daarvan kan word. Kontak ons gerus by die kontaknommers of skryf in deur net 'n knoppie te druk op die webwerf. Dan vra ons dat u ook vir ons 'n like en 'n share en 'n subscribe gee vir ons YouTube kanaal, want dit is hoe ons die kanaal se bekendheid kan vergroot en so kan u ook deel word van die koninkryk van ons wonderlike Vader en Messias uit te brei. Shalom tot volgende week.